Man, die vorige Bybelstudie het my nou baie opgewonde gemaak. Ons is besig met 'n groot saak hier, so die wet. En dit is 'n ding wat baie Christene pootjie. En ek sê nie ek ken dit volkome nie, maar ek glo dit wat ek weet, het my lewe so verander, dat nooit weer wil ek onder veroordeling kom nie. Nooit meer nie. Ek wil na Jesus toe kom. Elke keer as daai veroordeling kom, wil ek na die offerande toe hardloop, na Jesus toe hardloop. En dit is vir my so groot en so mooi, dat Jesus vir ons so wonderlike ding gedoen het, dat ek en jy nooit weer skaam hoef te wees nie, of veroordeeld, of weg te hardloop van God af, omdat ons skaam is nie. Ons hoef nie ons eie klere te maak nie, ons moet sien dat God het vir ons klere gemaak. Hy het my volkome gemaak. Hy het vir my sondes gesterf. Hy het met sy bloed vir my betaal. Ai, kom ons bid saam, en ons vra die Here om hierdie woord vir ons meer en meer duidelik te maak. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Dankie dat U vir ons hierdie woord wil duidelik maak. Vader, dankie dat die Heilige Gees hier is, in my, by my hoorder, Here. Dankie daarvoor. Dankie dat U, Heilige Gees, vir ons die woord wil open. En ons gee onsself nou vir U in Jesus naam. Dankie dat U my gedagtes rig, Here, om die regte deeltes te lees, sodat ons saam kan leer. Vader, dankie daarvoor. Dankie dat ons ten dele profeteer. Dankie dat ons weet dat U vat hierdie woord en U maak dit waar in ons lewens, in Jesus naam. Ek wil U dankie sê, Vader, vir wat U vir my geleer het deur hierdie jare. Ek loof U dat ek dit met mense kan deel oor die lig, in Jesus naam. Amen. Goed, Romeine 7. Kom ons begin weer, ons is besig met die wet, en man, ek is opgewonde, jy weet, soos ek vir jou gesê het, eers het ek gedink, ag, die wet is verkeerd, of nie verkeerd nie, ek het gedink, die wet laat my sleg voel, en ek is nie meer onder die wet nie, so ek gaan nie meer aan die wet toe gaan nie, en dit en dat. Nou, kyk nou in Romeine 7, kyk in Romeine 7 vers 12. Dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed. As jy enige ander gesindheid teenoor die wet het, nie reg nie my maat, nie reg nie. Die wet is heilig, regverdig en goed. Die gebod is heilig, regverdig en goed. Dis wat dit hier sê. Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. Jy weet, kinders in 'n skool, nee. As daar wette gemaak word, reëls, elke skool het sy reëls. En ek was self in die skool, soos ek jou gesê het, ek staan in 9 gepluk, en so geskors uit die kos is uit, oor ek die reëls gebreek het. Oor ek die reëls gebreek het. Ek was baie teen die reëls. Maar weet jy wat? Die reëls was nie die probleem nie. Die reëls was vir my beskerming. Maar ek het teen die reëls gerebelleer. Weet jy hoekom? Omdat binne in my iets fout was. En die reëls het vir my daai fout uitgewys. Maar ek het probeer om dit te verander, maar ek kon dit nie verander nie. En die wet in Galasiërs 3 sê dit, die wet het nie krag om te genees nie. Die wet het nie krag om heilig te maak nie. Die wet wys vir jou God se standaard, die heiligheid van God. En jy sien jou onheiligheid raak. En onthou ek het vir jou gewys, hier is die wet. En die wet dryf ons na die offerandes toe, die bloed van die offers, deur die priester, deur die hoëpriester, tot God die Vader. Dit wat in die Ou Testament gebeur het. Reg? Die wet was heilig en goed, want die wet is gegee weens die oortredinge. Want anders sou die mense hulle self vernietig het. Ek meen, daar's 'n geval in die Ou Testament waar een ou op die Sabbat het hy stokke opgetel
om vuur te maak. En die wet sê, jy mag nie op die Sabbat werk nie. En dis wat die Ou Testamentiese wet gesê het. Jy mag nie op die Sabbat stokke optel nie, dis werk. En die mense wat die man betrap het, laat hy dit doen, hulle gaan toe na Moses toe, en Moses gaan na God toe, en hy word doodgemaak. Doodgemaak. Oor hy stokke optel, om 'n vuur te maak. Jy sou sê, maar God is nie goed nie, hoe kan dit gebeur? God is goed, maar dit wys jou hoe sleg die sonde is. Die sonde maak jou dood. Onthou, God se karakter word altyd deur die duiwel aangeval. As jy iets sien, soos 'n man wat doodgegooi word met klippe, omdat hy stokke optel op die Sabbat, dan dink jy maar, ja, God is verskriklik. Want jy wil God se karakter verskriklik maak, en jy wil hom die tiran maak, en die slegte. En weet jy wat? Dis die gees van ongehoorsaamheid wat dit wil doen. Dis die gees van die duiwel wat wil sê, dat God sleg is. Hierdie Vader waarvan ek praat, hierdie verlosser waarvan ek praat, die Vader is net soos Jesus. God is net soos Jesus. Jesus is God. En het Jesus ooit mense doodgemaak? Nee. Toe Jakobus en Johannes sê, laat ons vuur van die hemel afvra om hierdie mense dood te maak. Toe sê Jesus, julle weet nie van watter gees julle is nie. Definitief nie God se gees nie. So dink jy dat God se gees mense wil doodmaak? Nee. Maar is mense doodgemaak? Ja. Maar is dit God se gees? Nee. Die dood het geheers. Tot op Moses. Nou sê ek nie, God het nie beheer nie. God het beheer. En God het sy beheer uitgeoefen, deur wettiglik 'n prys te betaal vir jou en vir my. Sodat ons wettiglik uit hierdie gemors uit kan kom. En die gemors waaruit hulle uit die Ou Testament kon kom, kon hulle wettiglik uit hierdie vloek uitkom van die sonde. En die Bybel noem dit die vloek van die wet. Die wet self is nie lelik nie. Maar die wet wys die sonde, en die sonde bring die vloek. En die vloek maak dat jy sterwe. En nou moet jy in die Ou Testament na die offerande toe gaan. En as jy na die offerande toe gaan, dan word dit geoffer. En dan sê God, die sondes word bedek, en die regverdige sal uit die geloof lewe. En Abraham is geregverdig geag, voordat hy nog een offer gebring het, voordat hy homself laat besny het. Is Abraham as 'n regverdige gereken. U sien, dis in die Ou Testament. Nou kom ek en u by die Nuwe Testament, en hier kom Jesus, en hy gaan kruis toe. Hoekom? Want hy is die volmaakte offer. En die oomblik as ek en jy dan na Jesus toe kom, dan is ons sondes nie net bedek nie, maar hulle is weg. En ek weet, party ouens maak flikvlakke oor hierdie ding. Van blydskap, ander van angstigheid en vrees. Waar gaan jy met hierdie ding heen? Ons is nie sondeloos nie, ons is nie dit, ons is nie dat nie. Ek sê nie sondeloos nie. Ek sê, Jesus het al die sonde gedra. Dis wat ek sê. Hy het sonde vir my geword. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy het sonde vir my geword. Sodat ek kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy sien? So, ek wil die offerande van Jesus so oplig, dat jy geen sondebewustheid meer sal hê nie. In sy offer word jy vry van sondebewustheid. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. Ek sê nie, as jy sonde doen, moet jy nie meer daaraan dink nie, en jy moet nou nie meer bewus wees daarvan nie. Nee, ek sê nie dit nie. As jy sou sondig, sou jy so bewus word van die offerande van Jesus, dat daai sondebewustheid weggaan in die lig van die kruis. Frans, was dit duidelik? Ja. Want ek jou sê, dit is waaroor dit als gaan. Jy weet, mense hardloop so na Romeine 6 toe. Kyk wat sê die mense. Hy sê dit is die redenasie wat mense sal volg. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word?
Kan ons nou maar Sondag? Dan wil ek jou vra, dien jy die Here net vir 'n pas hemel toe? Wil jy hom nie regtig dien nie? Hoekom vra jy, kan ons nou maar Sondag? Is dit wat jy al die tyd nog wil doen? Nee, ek wil nie Sondag nie. Hoekom nie? Omdat ek in die lig gekom het. Ek is in die lig. En daarom hierdie vraag, dan sê hy, nee, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Sien jy, hier het jy die sonde afgesterf. Hoe kan jy, nog daarin lewe? Jy kan nie in die sonde lewe nie, hoekom nie? Want jy het dit afgesterf. Jy het nou 'n nuwe natuur. En Petrus sê dat jy deelgenoot geword van die goddelike natuur. So die wet is heilig en goed. Die wet dryf die Ou Testamentiese mens na die offerandes, wat nie die sondes kon wegneem nie, maar net bedek het. Maar alhoewel dit bedek was, was die mense nog in blydskap oor dit. Eenmaal 'n jaar het die hoofpriester in die allerheiligste ingegaan, en dan het hy versoening gedoen vir al die sondes, en die sondes wat mense uit onwetendheid begaan het. Nou, as dit in die Ou Testament so is, wat het Jesus nie kom doen nie? Ou Testamentiese mens moes eers vir homself offer, en dan moes hy vir die volk offer. In die Nuwe Testament het Jesus nie nodig gehad om vir homself te offer nie. Hy het net vir ons 'n offer gebring. En daai offer was aanvaarbaar voor geregtigheid. Kyk, God die Vader was altyd lief vir ons. Maar hy het nie die reg gehad om op te tree, om in sonde in te kom nie, want hy is lig en sonde is duisternis. So, ek hoop jy hoor my nou reg. Hy is regverdig, selfs teenoor die duiwel. Dis hoe God is. En toe God die wêreld vir die mense gee, en sê, julle heers daaroor, het God dit vir die mens gegee. En God wou weer met die mens kommunikeer, sodat die mens kan lewe. En daarom kom God en hy gee die wet, sodat die mens kan sien hy is verkeerd, en dan gaan die mens na die offerande toe, en dan sien die mens die offerande is sy geregtigheid. En dit was die plan van God. Goed. Nou kom ek lees nou vir jou. Toe Jesus na die aarde toe kom, hy kom hierso en hy's 30 jaar oud, toe begin sy bediening. Nou tussen hierdie tyd voor Jesus se 30 jaar oud, in hierdie tyd, van Adam af, totdat Jesus kom, in daardie tyd, onder andere is die wet hier na Abraham gegee. En die mense het die wette probeer hou. En die mense het wegbeweeg van offerandes af. Hulle het die wet as hulle maatstaf gebruik. As die wet gesê het, jy moet so hoog spring, ek gebruik nou maar net 'n voorbeeld, dan sê hulle, nee, eintlik sê die wet, jy moet so hoog spring, want almal kon so hoog spring. Jy sien? Toe het hulle die wet verlaag, totdat hulle dit kon hou. En toe sê hulle, ons is reg, ons het nie God nodig eintlik nie. Die wet is ons regverdigheid. So ons kan nou na God toe kom en met hom praat, want ons doen reg. En dis nie waarvoor die wet gegee is nie. Die wet is nie gegee om hulle regverdig te verklaar nie. Die wet is gegee, sodat hulle na die offerandes kon gaan, en dit, die bloed, sou hulle regverdig verklaar. En dit is wat die wet voorgegee is. Maar toe die mens die wet verlaag, om by hom aan te pas, toe het hy nie meer die bloed nodig nie. En dis hoekom, na 'n tyd, na Moses, was daar naderhand nie meer offerandes nie. Was die profete stil gewees vir honderde jare. Was die profete stil. En hier kom Jesus, in hierdie tydstip kom hy in, waar mense die wette verlaag het, en waar mense begin sê het, maar ons hou die wet. So, toe die verlosser kom, toe het hulle nie die verlosser nodig nie, want hulle
is geregverdig deur die wet wat hulle hou, wat hulle dink hulle hou. So toe Jesus kom, toe kom gebruik hy die wet teen die mense, om hulle weer by sondebewustheid uit te bring, sodat hulle offerbewus kan raak, en dan sou hulle sien, hy is die Messias. Hy is die verlosser. Jy verstaan? Goed, kom ek wys nou vir u. Nou gaan ons kyk wat Paulus oor die wet sê. En dit is fantasties om dit nou te sien. So onthou nou, die wet is die kennis van, deur die wet is die kennis van die sonde. Die wet is heilig en goed en regverdig. Sonder die wet sou jy nie die sonde geken het nie. Maar party mense het die wet verlaag, sodat die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê het, ons hou die wet. Ons is wetsgeleerdes. En dit gebeur baie keer met jou en my as Christen, waar ons sê, ek is nou 'n goeie Christen, kyk wat doen ek alles. Ek bid lank, ek bestudeer my Bybel, ek ken sekere tekste, ek doen dit, en daarom moet God my seën. Jy sien? Ja. Dis nie daarom dat God jou seën nie. Dis omdat hy jou geseën het, wat jy kan bid. Is omdat hy aan die kruis jou geseën het, omdat jy sy seën nodig het, omdat jy verkoop is onder die sonde, omdat jou werke soos 'n wegwerplike kleed voor hom is, omdat jy besoedeld is, tot in die diepste wese van jouself. Nou sê ek 'n snaakse ding, maar as jy dit nie besef nie, sal jy nie besef jy het 'n verlosser nodig het nie. En as jy dit besef, kry jy die verlosser, en die verlosser maak dat jy 'n nuwe gees ontvang. Jou vlees is nog steeds sleg. In my, dit wil sê in my vlees, sê Paulus hier in Romeine 7. Hy sê, hy sê dit so mooi. Laat ek net vir jou lees. Hy sê, die wet het gekom, ek wil nou nie die hele stuk lees nie, maar in Romeine 7 kan jy dit baie mooi sien. Hy sê, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Sien jy? Want in Romeine 7 vers 19 sê hy, want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Dis wat Paulus sê. Nou, jy weet dat Paulus vir die Here geleef het, en hy het nie die kwaad wat hy nie wou doen nie gedoen. Hy het vir die Here gelewe. Hy het toe die regte dinge begin doen. Maar wat praat hy hiervan? Hy sê dat in my vlees, hy sê in vers 18, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. En ek wil vir jou sê, wat na my kyk, in my, Piet Uys, in my vlees, woon niks goeds nie. En ek het 'n stryd. Galasiërs 5 sê, dis 'n stryd tussen die vlees en die gees. Maar ek is uit God gebore. En ek is 'n nuwe skepping. Wat uit die gees gebore is gees. Daarom kan ek nou luister na die Heilige Gees, wat in my gees praat met my, en ek kan my vlees oorheers. Deur die genade. Jy sien? Deur die genade. Kyk Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Die sonde sal oor julle nie heers nie. Hoekom sal hy onder julle nie heers nie? Want julle is in die genade. Jy het 'n nuwe gees. Daarom sal die sonde nie oor jou heers nie. Maar dan moet jy in die genade van God bly. Nie hiernatoe teruggaan nie. Nie na jou ou lewe toe teruggaan nie. Moenie. En as jy val en sonde doen, sê jy, Jesus, dankie dat u vir daai sonde betaal het. En Here, ek stem saam, dit is sonde, dit is verkeerd. Maar dankie dat u 2000 jaar terug hierdie sonde op u geneem het. Goed, kom ons kyk net bietjie na die wet. Nou hierdie onderwerp is baie diep en ons raak aan hom. Maar dit was een van die aanvalle teen Jesus. Hulle het vir hom gesê, ons het gehoor hoe hy teen die wet van Moses praat. Dit was een van die aanvalle teen Jesus. Dit was een van die aanvalle teen Paulus.
Hulle het gesê, hy praat teen die wet en die profete. En ek wil vir julle sê, ek praat nie teen die wet en die profete nie. Ek bevestig die wet en die profete. Die wet is goed en heilig en goed, en ek sê vir jou, ek sê nie, as jy nie meer onder die wet is, jy kan nou maar steel nie. Ek sê, daar's 'n nuwe wet in jou hart geskrywe, my maat. 'n Nuwe wet. Laat ek dit vir jou lees hierso in Romeine hoofstuk 8. Hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hier is die twee wette. Hier is hy. Ek sê ek is vry van die een en lewend vir die ander een. Vers 2. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, die wet van die gees in die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dis wat God gedoen het. Vers 3. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Die wet het ons die heiligheid van God gewys. Maar die probleem was nie met die wet nie. Die probleem was met ons. Ons was in die vlees. Verkoop onder die sonde. Reg? Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur ons vlees, want in ons vlees woon niks goeds nie, né? Deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. So God stuur toe sy seun in die gelykheid van die sondige vlees, en dit terwille van die sonde te veroordeel in die vlees. Toe Jesus aan die kruis sterf, toe word hy sonde vir jou en vir my. Laat ek dit vir jou lees in 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5, vers 21. Luister mooi hierso. Want hy het hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Toe Jesus sonde word, toe maak hy dit vir ons moontlik, as ons daardeur gaan, om iets anders te word as hierso. Hierso was ons verkoop onder die sonde. En ons vlees het Jesus op hom geneem en ons sondes vir altyd en ewig uitgewis. Dis wat Jesus kom doen het. En toe hy dit uitwis, toe sê hy, dit is volbring. Die offer is nou volbring. Die loon van die sonde van die wêreld is die dood. En Jesus sê, ek het nou gesterf. Die loon van jou sonde is die dood. En jy sê, ek en jy het gesterf. Romeine 6 vers 6. Jy sien, die loone vir jou sonde en my sonde was die dood. Daarom moes ons sterf. En ons het gesterf aan die kruis. Ek sterf nie môre en oormôre weer nie. Ek het gesterf aan die kruis. En ek weet, dalk dink jy aan 'n skrif in Korintiërs wat sê, ek sterf dag vir dag. Paulus sê, hy's in gevare, so en so, met leeu's en met slae en alles. Hy sê, ek sterf dag vir dag. Dit was in omstandighede. En dit is waar, ja. Ek en jy gaan deur omstandighede, wat, dis gevaarlike omstandighede. Jy kan sê, ek sterf eintlik, ek behoort nie meer aan myself nie. Niks nie. Maar as jy wil sê, jy sterf dag vir dag, jy kan dit maar sê. Maar ek wil vir jou sê, daar was een dag wat jy gesterf het. Daar is nie dag vir dag 'n sterwe van Jesus nie. Miskien van jouself. Miskien. Maar ek hou daarvan om te sê wat Jesus sê. Jesus sê, my ou mens is gekruisig. Dis verlede tyd. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat homself vir my oorgegee het. Jy sien, dit is wat dit is, om onder die wet van genade te wees. Nou die wet van genade, die wet van die Gees van genade.
as jy onder die wet van die gees van genade is, gaan jy tog mos nie steel nie. Dit is absurd. Jy gaan nie jou naaste se vrou begeer nie. Hierdie wette word ingesluit daarin, man. Ek meen, en jy gaan jou nie eens meet aan hierdie wette nie, want jy's nie onder hulle nie. Maar jy's onder hierdie wet van, my sondes is weg. Dankie Jesus. Dankie Jesus. En jy kyk na Jesus, en die meer jy na Jesus kyk, begin jy sien jou lewe verander. Maar jy verander nie jou lewe self nie. Jy kyk na Jesus Christus, wat hy gedoen het. Ag, en ek weet, party mense wat daarvan hou om te werk en pannekoek te bak vir die kerkbazaar of wat ook al. Hulle dink, ja, sê jy nou my werke is niks werd. Ek sê jou werke is pragtig. Hou aan met dit. As dit kom uit 'n verhouding met Jesus. As jy werke doen om Jesus se hand op jou skouer te voel wat sê mooi so, dan sê ek daai werk is verkeerd. Moenie dit doen vir dit nie. Die handklop op jou skouer is reeds daar deur wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die mooi so is reeds daar deur wat Jesus gedoen het. En nou kan jy pannekoeke bak, laat dit bars. Jy kan vetkoeke maak, jy kan gaan en jy kan Bybelstudies aanbied en jy kan bid en jy kan vas, maar dit is nie om God se guns te kry nie. Dit is om te wys, jy weet, jy het God se guns. Dit is 'n wonderlike ding. Jy weet, ek gee nie hierdie Bybelstudie om beloning te kry nie. Ek sit nie hier en praat met u oor ek beloon gaan word nie. Ek sit hier en praat omdat ek my beloning ontvang het in Jesus Christus. Dis wonderlik. Ek is God se kind. Ek het God se Heilige Gees in my. Hy leer my die skrifte. Hy herinner my aan skrifgedeeltes nou op die oomblik terwyl ek met jou praat. En hoekom is ek opgewonde? Want dit is wat hy kom doen het. Hy het my sy kind kom maak. En hy wil hê jy moet jou verbly in sy werk. En nie die hele tyd fokus op jou werk nie. Kyk, as ek fokus op my werk nie, kom ek kort. En dis hoekom ek altyd bewus is van my verlosser, Jesus. Want ek sien in myself kom ek kort. Ek leef nie in elke aspek van my lewe soos wat die wet sê nie. Ek doen dit nie. Ek wil graag my vrou lief hê, soos wat Jesus die kerk lief gehad het. Maar ek mis dit. Jy kan my vrou vra. Partykeer dan doen ek dit nie. Ek is 'n skaap. Maar ek gebruik nie my vryheid om nog meer te sondig nie. Ek gebruik my vryheid om meer geregverdig en gehoorsaam te lewe. Want hy het vir my die prys betaal. En hy het sy gees in my hart uitgestort. En sy gees in my roep, Abba Vader. Ek het 'n pa, ek het 'n vader wat vir my omgee. Jy het 'n vader wat vir jou baie meer omgee as enige aardse vader. Die duiwel wil nie hê ons moet hom ontdek nie. So, ons is by die wet. Die wet is ons tugmeester na Christus toe. Nou kyk nou in 2 Korintiërs hoofstuk 3. Nou gaan dit dalk lyk of ek 'n negatiewe beeld van die wet skep. Maar dis soos 'n kind in 'n skool, nee, hy hou nie van die reëls nie. Hy dink die reëls is die fout, maar hy is die fout. En dit is wat die heeltyd wat die wet wil doen. In 2 Korintiërs 3 praat hy oor die bediening van die dood wat met letters op klippe gegraveer is in vers 7. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig wat tog moes vergaan. En as die bediening van die dood, vers 7, as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer. So hierdie letters wat op klippe gegraveer is, bedien die dood. Dit gee nie die dood nie, dit bring, die wet is nie die dood nie. Die wet is soos 'n pyp wat toelaat dat die gif kan vloei.
So die wet wys vir ons die gif. En dit wys vir ons, jy het nie 'n kans teen daai gif nie. Maar jy moet die kans vat wat God jou gee van die bloed. Kom na die offerande toe en jy spring dit vry. Jy sien, die dood het tot alle mense deurgedring. En die wet kom 430 jaar na Abraham, kom die wet. En die wet wys vir die mense hoe siek hulle is. Dis soos as jy 'n ekstra masjien wys ons al die bene. Nou as jy na my kyk, kan jy nie bene sien nie, maar jy weet daar's bene binne. Maar as ek voor 'n ekstra masjien verbyloop, sal jy sien hoe lyk my ribbebene, hoe lyk my kop, skedel en alles. Daai masjien sal dit uitwys. Nou die wet is so. Die wet wys vir jou skete. Dit wys vir jou die sonde en hoe diep die sonde lê. En hoe dieper jy in die wet ingaan, hoe meer sien jy jou sonde, sê Romeine 7. Nou sien jy dit, en jy sien dit, en jy sê, Romeine 7 vers 24, ek elendige mens, wie sal my verlos? Kyk hoe siek is ek. En dan sê vers 25, ek dank God, deur Jesus Christus ons Here. En dan kom Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Kan jy sien waarheen dit gaan? So is die wet goed? Ja, want ek sou nie die sonde geken het, as dit nie vir die wet was nie. En nou sê ek, wow, so die wet is eintlik baie goed. Die skoolhoof wat my pak slaag gegee het, toe ek nog op skool was en ons pak gekry, was baie goed. Want toe begin ek my al die roer en ek begin werk. Maar daai pyn was nie lekker nie. En baie kinders het die hoofie skuld gegee, dit was 'n streng onderwyser en ons sê, hy is nie lekker by sy klas nie, want jy kan nie daar kanse vat nie. Maar op die ou einde was dit vir my die onnie waarna ek terugkyk en sê, dit was goed gewees. My wiskunde onnie, meneer Oosthuizen, hy was 'n fantastiese onnie. En hy het my 'n liefde vir wiskunde gegee, maar 'n vrees vir 'n plak, vir 'n pak slaag. Ek het my eksponensiële wette en daai goed het ek geleer. Ek het dit geleer. Ek het my stellings geleer. Hoekom? Dit was vir my 'n pyn gewees. Maar ek het dit gedoen want dit was goed vir my gewees. En vandag is ek ewig dankbaar vir so 'n onnie gewees. Jy sien, die wet is ons tugmeester na Christus toe. In 2 Korintiërs 3 vers 7 sê dit is die bediening van die dood. Jo. Dis die bediening van die dood. Nou moenie die wet die skuld gee nie, gee die dood die skuld. En ek het vir jou gewys, die dood het ingekom deur Adam. Ons kan Adam die skuld gee, maar agter dit sit die duiwel, Satan, met al sy bose geeste. Gee die skuld waar die skuld toekom. Die skuld is aan die duiwel en die skuld is aan Adam in 'n sin. Maar Adam het geluister na Eva en hy het geëet. Hy was nie eens bedrieg nie, maar hy het geëet. En hier is die oorsaak. So iets moes aan Adam gedoen word, iets moes aan die dood gedoen word, iets moes aan sonde gedoen word. En hier aan die kruis is iets aan Adam gedoen. Ek het gesterf. En Adam, Jesus word genoem die laaste Adam. En die dood, Jesus het die dood deelagtig geword, dat die een wat mag oor die dood gehad het, Satan, tot niet gemaak kan word. Sy autoriteit weggevat kan word. Hy is nie tot niet nie, hy is nog nie, maar hy het nie meer autoriteit oor ons nie. Ons kan hom uitdryf in die naam van Jesus. So, dis die bediening van die dood. Vers 9 sê, in 2 Korintiërs 3 vers 9, want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was. Hier word die wet weer genoem, die bediening wat veroordeel. Hoe voel jy as die wet gelees word? Veroordeeld? As jy nie veroordeeld voel nie, sê nou maar, ek lees 'n wet, jy mag nie steel nie. En jy sê, maar ek het nog nooit gesteel nie. Dan is jy nie veroordeeld nie, nee. Jy voel nie veroordeeld nie, want is nie ek nie. Maar, as ek 'n wet so sou lees, wat sê, jy mag nie iets van jou naaste begeer nie. Nou begin jy dink, wow,
Ja, ek het al iets begeer. En as ek die wet nog hoor lig, en ek sê vir jou, weet jy wat? Die wet sê, jy moet volmaak wees, soos jou hemelse Vader volmaak is. En nou? Hoe voel jy nou? Ek is nie volmaak nie. Ek voel veroordeeld. Onthou in Romeine 3 het ons gelees, dat die hele wêreld doemwaardig mag wees. Dis die wet. Dat elke mond gestop en elke een skuldig moet wees. Hoekom wil God elke een skuldig hê? Sodat hy elke een kan red. Dis sy motief. Jy sien, want as jy nie skuldig is nie, sal jy nie 'n verlosser soek nie. As jy nie 'n verlosser het nie, gaan jy nie gered word nie. Gaan jy die koninkryk van God nie sien nie en jy gaan dit nie ingaan nie. Dis wat God vir ons het. So, net daai 2 skriffies, en ek sluit hiermee af, ek gaan nou aan met die wet, hoe Jesus die wet gebruik het. Man, as ons daarby kom, gaan jy gaan so iets sien in die Nuwe Testament, waar Jesus met mense praat, en waar hy vir die een ou sê, die een ou kom en sê, Jesus, wat moet ek doen om ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir hom, hou die wet. Jy ken die wet. Hoekom sê Jesus vir hom so? En toe sê Jesus vir hom sekere wette, toe sê hy, hierdie wette hou ek al van 'n kleines. Toe sê Jesus vir hom, hey, hier kom een ding kort. En dadelik voel die man, wat is dit? Nou gaan veroordeling kom, nou gaan hy doemwaardig wees, nou gaan die dood aan hom bedien word. En Jesus sê vir hom, gaan verkoop al jou goed, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En die man draai om, en hy loop weg, bedroef, want hy het baie besittings gehad, en hy het dit nie gaan verkoop nie. Al sou hy dit verkoop het, sou hy geregverdig gewees het? Nee, hy sou nie. Maar Jesus wou vir hom wys, jy het my nodig, hier is ek. Dis nie wat jy vir my kan doen nie, dis wat ek vir jou gaan doen aan die kruis. Dis wat ek vir jou voor gaan betaal. Is dit nie mooi nie? Maar ek gaan dit vir jou lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons geregverdig is deur Jesus Christus se bloed alleen. Dankie dat die wet ons gedryf het na Christus toe. Dankie dat ons by hom uit kon kom en dat ons nou onder die wet van die Gees is in 'n nuwe lewe. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.